Goeiemiddag, Johan Spies hier en ons gaan voort in ons reeks oor wie die waarheid van God in 'n leuen verander het en ons is steeds besig met selbiologie. Ons kom vandag uit by die laaste gedeelte oor DNA en vandag se tema is, kan DNA gebruik word om te toets, om vas te stel of die huidige Jode wat in Israel woon, ooreenstem met die Jode wat in die Bybelse tyd daar gewoon het. Jy kry baie verskillende menings hieroor en jy kry wetenskaplike artikels wat gepubliseer is wat absoluut teenpole hier voorstel. So ons wil vinnig 'n bietjie kyk na hierdie verskillende dinge en hoe dit in mekaar steek. As ons op 'n kaart kyk wat gebeur het met die Jode. Ons het Israel as die klein stukkie wat ek nou daar op die kaart inkleer en die Jode het daar gewoon. En 70 na Christus is die tempel vernietig en daar het Jode begin uitwyk, maar die groot uittog uit Israel het eintlik plaasgevind 135 na Christus toe die Jode na ander gedeeltes begin vlug het. En een van die gebiede waarheen hulle is in die gebied van Frankryk en Duitsland en dit is jou sogenaamde Askenazi Jode wat na hierdie gebied uitgewyk het. Daar het hulle gebly tot die vervolging baie erg geword het en dit is eintlik tydens die kruistogte wat die vervolging so erg was, want die kruisvaarders het nie net gegaan om die moslems dood te maak nie, hulle het ook die Jode doodgemaak en langs die pad, so ver as wat hulle getrek het hulle Jode vermoor. Dit het meegebring dat hier tussen die 11de en 15de eeue 'n verdere groep van hierdie Jode moes vlug en hulle het toe na die oostelike gedeeltes van Europa gevlug, van die Baltiese state af tot by Oekraïne en in Rusland in. Hierdie groep Jode wat ons van praat staan bekend as die Askenazi Jode en hulle het die taal Jiddisch aangeleer. Dit is 'n mengsel van Duits en Hebreëus. Dan kry ons 'n sekere groep Jode wat hier in die Midde-Ooste gebly het, in hierdie gebied so, selfs so ver as Jemen hier in die suide. En dit is hoofsaaklik die Jode wat nie na die Babyloniese ballingskap teruggekeer het na Israel nie. Hulle vorm die grootste gros in hierdie gebied wat ek nou aangetoon het. Ons het 'n verdere groep Jode wat na veral Spanje en Portugal uitgewyk het. En dit staan bekend as die Sephardiese Jode. En hierdie Sephardiese Jode is ongelooflik vervolg in Spanje en Portugal, veral in die begin van die 15de eeu, en dit het hulle genoodsaak om na Noord-Afrika te vlug. Ek toon hier 'n pyltjie net na Marokko, maar dit is baie wyer. Hulle het feitelik hierdie hele noordelike gedeelte van Afrika het die Jode heen gevlug. So ons sit met die Askenazi Jode wat in die noorde voorgekom het en die Sephardi Jode in die suide. Dan is daar 'n hele klompie mense wat nou allerhande teorieë oor die Jode het om te sê dat die Jode wat vandag in Israel woon nie afstammelinge van die oorspronklike Jode was nie. En dit is gewoonlik antisemitistiese persone wat dit beweer. Hulle beweer dat die Askenazi Jode afstammelinge is van 'n Slawies sprekende Duitsers of van die Khazars. Die Khazars is 'n groep wat in Turkye ontstaan het. Met ander woorde, die Khazars hier het ons vir Turkye en dat hulle uit daardie groep kom. So met DNA kan 'n mens vasstel watter van hierdie teorieë die waarheid is en waar die Jode werklik vandaan kom. Kom ons kyk net 'n bietjie na die maniere wat ons DNA gebruik. Daar is hoofsaaklik 3 verskillende metodes wat gebruik word om vas te stel wat verwantskappe is. Die eerste een maak ons gebruik van al die DNA. Hier het ons die 23 kromosoompare van die mens en jy gebruik al die DNA om te kyk wat aangaan. Maar dit is 'n baie moeilike metode om te gebruik.
As ons byvoorbeeld hierna kyk, ons het 2 nommer 1 kromosome. Dit is elke keer, hier word daar net 1 van elke kromosoom gewys, maar jy het 2 van elke soort. Jy het 2 nommer 1 kromosome, een het jy van jou pa ontvang en 1 van jou ma. Jou pa het 1 van sy pa ontvang en 1 van sy ma. So jou nommer 1 is of jou oupa of jou ouma se nommer 1, maar dit gaan verder as dit. Voor ek oor die verder gaan praat, so elke kromosoom, jy kon almal van jou pa gekry het, jy kon almal van jou ma gekry het, maar die meeste mense kry ongeveer die helfte van elke ouer. Goed, kom ons gaan verder. Nou is daar nog iets anders ook aan die gang. In die proses wat kromosome paar, kry jy dat daar uitruiling van genetiese materiaal is. So jy kan jou nommer 1 kromosoom van jou pa kry, maar 'n stukkie van die kromosoom is vervang met 'n stukkie van die kromosoom van jou ma. So dis nie 100% jou pa se kromosoom nie. En dit maak dat jy ongelooflike groot hoeveelheid variasie kan kry as jy hierdie genomiese DNA, dit is hoe hierdie DNA bekend staan, as jy hierdie genomiese DNA gebruik in studies. Dit gee vir jou 'n baie volledige prent, maar jy kan nie verder as omtrent 7 geslagte teruggaan om verwantskappe te bepaal nie. Hier by die 7de geslag raak dit al 'n feitelike onmoontlikheid. Dit werk baie maklik vir die eerste 2-3 geslagte. Daarna begin dit moeilik raak om uit te werk wat verwantskappe is. So, dit is 'n metode wat 'n mens kan gebruik, maar ons wil nou 'n 2000 jaar teruggaan in die geskiedenis. En 7 generasies, kom ons vat dit gemiddeld 30 jaar 'n generasie is maar net oor die 200 jaar. So, daar is 'n groot gedeelte wat onbekend dan nog bly, of wat op baie spekulasies berus. Die tweede metode wat gebruik word, is om te kyk net na die Y-kromosoom. Daar sien ons die Y-kromosoom, 'n korterige kromosoom, en die Y-kromosoom word van die pa oorgedra na die seun. Daar is nie uitruiling wat plaasvind met die Y nie, so hy bly onveranderd. Maar die probleem is, jy het seuns nodig om dit vas te stel. As 'n gesin net dogters het, kan jy nie teruggaan in die geskiedenis om te kyk waar hulle inpas nie. So jy moet kyk van seun tot seun wat gebeur het. Maar so jy kan sekere van se mense vat. Kom ons sê, A het in Suid-Afrika aangekom, maak nie saak wanneer nie. En as jy nou almal met die van A vat, en jy bestudeer hulle Y-kromosome, die mans onder hulle, kan jy sien hoe suiwer het A gebly. Die oomblik as jy 'n afwyking van A kry, dan beteken dit dat daar kom ons stel dit maar ander bloed ingekom het in hierdie lyn. So dan is dit nie meer heeltemal suiwer nie. En daarom vind ons in omtrent enige lyn wat ons wil bekyk. En as ek nou praat van lyn, dan praat ek van jou en jou voorouers terug tot by die eerste een wat in Suid-Afrika aangekom het. So, dit is punt nommer 1. As ek nou myself vat, daar het net een spies in Suid-Afrika aangekom in 1754. Met ander woorde, alle spiesmans se Y-kromosoom moet dieselfde wees. As ons egter alle spiesmans gaan ondersoek, gaan ons dit nie kry nie. Daar gaan 'n klompie wees wat 'n ander Y-kromosoom het. En dit beteken dat hulle aangeneem is of dat daar buiteegtelike verhoudings was. Dit kom in elke familie voor, so dit kan in jou familie, die kans dat dit in jou familie ook gaan voorkom is baie groot. So dit is die een sy van die saak. Die volgende ding waarna ons kan kyk is, toe ons gepraat het oor selbiologie, het ons gekyk na hierdie struktuur, die mitokondrion. Ek het vir u vertel, dis die energiebron van die sel. Maar die interessantheid is, tydens bevrugting gaan al die man se mitokondria verlore. Hulle word gebruik om die sperm om energie te verskaf aan die sperm om te swem tot by die eiersel, en dan val die stert met al die mitokondria af. So
met bevrugting is dit net die moeder se mitokondria wat daar voorkom. So deur mitokondria kan ons weer die moederlike afkoms vasstel. Hierdie dinge word terloops in forensiese wetenskap baie gebruik, waar daar gekyk word na moederlike oorsprong, maar ook na die vaderlike oorsprong deur te kyk na die Y-kromosoom. So, jou genomiese DNA gee vir jou alles. Dit is, as hy werk, is dit die beste moontlike een, maar die hoeveelheid data is buite ons vermoëns om ver terug te verwerk. Y-kromosoom toon net die vaderlike lyn af waarvandaan jy kom, die mitokondrium toon die moederlike lyn af waar jy vandaan kom. As ons genomiese DNA gebruik, moet ons dus sekere statistiese metodes gebruik om te kyk wat die ooreenkomste daar is. Maar kom ons keer terug na die Jode toe. Een van die artikels wat in die afgelope 2-3 jaar verskyn het, wat bewys dat die Jode, die huidige Jode, nie die oorspronklike Jode was nie, is 'n artikel waar daar opgrawings gedoen is van wat hulle volgens ouderdom vasgestel het, lyke wat ongeveer 6000 jaar terug begrawe is. En hulle het op 3 plekke, hulle het hier by die dooie see rond opgrawings gedoen, hulle het by die see van Galilea opgrawings gedoen, en daar's 'n derde plek waar hulle ook opgrawings gedoen het, as ek reg onthou is dit in die Golan Hoogland, met ander woorde daar. 6000 jaar terug, en hulle het toegevind dat dit is meer as 3 lyke wat opgegrawe is 'n hele klompie lyke, maar is in die 3 verskillende lokaliteite. En daar is gevind dat daardie lyke se DNA, kan nie meer praat van lyke nie, dit is die oorblyfsels, dat daardie DNA verskil van die Jode wat tans in Israel woon, en daarom word die aanname gemaak dat die huidige Jode nie werklik Jode is nie. Maar die mense wat hierdie toetse gedoen het, ken nie die Bybelse geskiedenis nie. Ons lees in die Bybel dat God gekom het na Abraham wat in Ur gewoon het, en daar is Ur, en Ur het getrek, hy het eers opgetrek noordwaarts om in hierdie vrugbare halfmaan te bly, toe het hy afgetrek na Kanaan, deur Kanaan na Egipte toe, en toe mettertyd teruggetrek om in Kanaan aan te kom. En as ons uitwerk volgens die genealogie, is die tydperk waarop Abraham vertrek het uit Ur uit ongeveer 4000 jaar gelede. Met ander woorde, hierdie opgrawings wat dateer 6000 jaar gelede. 6000 jaar gelede was daar nog nie Jode nie. Die Jode kom van Abraham se kleinseun Jakob af. En Abraham het 4000 jaar terug eers getrek. Met ander woorde, hier word 'n wetenskaplike vergelyking gedoen tussen appels en pere en gesê, maar dit is nie dieselfde ding nie. As jy jou Bybel geken het, sou jy weet dis nie dieselfde ding nie. Want die groepe, die tydperk is verkeerd. So, dit wat opgegrawe is 6000 jaar oud, Abraham is 4000 jaar terug aangesê om na Kanaan te trek. En hierdie artikel is een van die wat baie wyd gebruik word om te probeer beweer dat die Jode wat tans in Israel is, nie deel is van die oorspronklike Jode nie. Maar kom ons kyk verder, watse bewyse is daar dat die Jode wel oor. As ons kyk na die genomiese DNA, dan word die genomiese DNA statisties ontleed, soos ek vir julle gesê het. En in 'n studie wat gedoen is in die Midde-Ooste, as daardie DNA vergelyk word, dan kry ons verskillende groepe wat gesien kan word. Dit wat beskryf word as full Jews, sien ons groepeer redelik saam, so daar's 'n baie groot ooreenstemming in die DNA.
Dan kry ons die heidenvolke wat verskil van hulle. En dan is daar 'n groep in die middel, die sogenaamde halfjode, wat verbaster het tussen die heidene en die Jode. So die DNA toon vir ons dat jy nog steeds Jode kry, dat hulle anders is as die heidenasies, maar dat daar wel verbastering voorgekom het, en daardie verbastering kan 'n mens sien in die DNA van die betrokke persone. So dit is wat hierdie prentjie vir ons vertel, en so lyk die prentjies as jy hulle dan statisties ontleed. As ons verder kyk na die prentjie en ons doen hierdie tipe ontledings, dan vind ons dat die Askenazi Jode, en nou praat ek van die wat in Duitsland en Noord-Frankryk voorkom, en selfs die groepe wat later na Pole, Latwië, Belarus, Oekraïne en Litouwe heen gevlug het, en selfs Rusland se Jode, deel in DNA, en dit wys dat dit een groep is. En daardie DNA stem ooreen met hierdie wat in die Midde-Ooste gevind word. So dit is definitief een groep. Baie van hierdie Askenazi Jode waarvan ons nou praat, het mettertyd na Amerika gevlug. Dit is veral na die Tweede Wêreldoorlog wat hulle op redelike groot skaal na Amerika gevlug het. As ons teruggaan na die Sephardiese Jode wat uit Spanje en Portugal gevlug het nadat Ferdinand en Isabella hulle in 1492 eintlik verplig het om te vlug of hulle sou doodgemaak word in die Inkwisisie. Hulle het na Noord-Afrika uitgewyk en later het van hulle na die Midde-Ooste en Nederland uitgewyk. Ook hulle toon 'n ooreenstemming in hulle DNA. Daar is ook 'n ooreenstemming tussen die Askenazi Jode en hierdie Sephardiese Jode, maar daar is ook verskille. En hierdie verskille kan ons verstaan as ons in ag neem dat hierdie groepe vir minstens 1000 jaar lank van mekaar geskei was. Ons kry 'n derde groep Jode, die Mizrahi Jode, wat ek net nou nie die naam van genoem het nie. Dit is die Jode wat in die Midde-Ooste voorkom, en dit is van Jemen tot Iran wat hulle voorkom. Dan het ons ook die Ethiopiese Jode gekry, die sogenaamde Beta Israel. Baie van hulle is opgeneem in die huidige Israeliese bevolking. En dan kry ons ook in Indië 'n Jode. Bnei Israel en Koshin is twee van die groepe wat daar in Indië voorkom. En hierdie groepe verskil almal effe van mekaar, maar in elke groep kry ons ooreenstemming met die volle Jode wat op hierdie skyfie aangetoon word. Maar elke groep toon ook dat daar huwelike tussen die Jode was en die land waarin hulle was se mense. Met ander woorde, die sogenaamde halfjode gaan verskillend wees in die verskillende plekke, hoewel die wat volledig Jood gebly het nog steeds relatief suiwer is. Hierdie hoofkomponentanalise, dis die statistiese metode wat hier gebruik is, word ook beskryf as IBD, identical by descent, met ander woorde, hulle stem ooreen as gevolg van hulle afkoms, en al die Joodse gemeenskappe wys 'n besondere hoë graad van IBD, met ander woorde, identiteit deur afkoms. Die meeste Joodse eksemplare vorm 'n baie goed afgebakende gedeelte soos ek hier aangetoon het. Maar daar is oorvleueling. En hierdie oorvleueling, hier sien ons byvoorbeeld hierdie blou kolletjies wat hier is. Hier is selfs in hierdie groep 'n paar van hierdie blou kolletjies. Dit is 'n ooreenstemming met die Druze en dan sekere Sipriotiese populasies. Die Ethiopiese en Indiese Jode is die wat die meeste ondertrou het met die mense in die lande. Maar
as ons teruggaan, die aanvanklike vraag was, is die Askenazi Jode, het hulle 'n Khazar afkoms, met ander woorde 'n Turkse afkoms, of is hulle Sentraal-Europees in oorsprong? En hierdie groepe toon dat hulle heeltemal ooreenstem met die Jode, nie met die ander groepe nie. Daar is byvoorbeeld 'n hele begrafplaas wat hier in die 1200s, waar die Jode op groot skaal doodgemaak is en daar begrawe is in Duitsland, en DNA van daardie opgrawings toon dat daardie mense met die Jode ooreenstem en nie met die Duitsers in daardie gebied nie. Want die redenasie oor 'n Sentraal-Europese oorsprong was weer dat die mense wat in die ooste van Europa ingetrek het, Europeërs was en nie Jode nie. So hierdie teorieë word heeltemal afgewys deur die bewyse wat DNA vir ons gee. Die interessantheid as ons kyk na die DNA en veral die Y-kromosoomwerk wat gedoen is, dan is daar 'n boek gepubliseer, laat ek sien of ek vir u die boek kan wys. 'n bietjie verder, nie, hy bly uit fokus uit. In elk geval, die boek se naam is Traced, hy's geskryf deur Nathaniel Jensen, en hy het verskriklik baie werk in hierdie verband gedoen. Hy het gevind dat 'n mens die DNA kan terugvoer na Noag toe. En dan van Noag af is daar 3 seuns wat hy gehad het, Sem, Cham en Jafet. En uit elkeen van hulle kom die verskillende bevolkings wat ons vandag in die wêreld het. So, as jy enige iemand in die wêreld se DNA nagaan, dan kan jy dit terugvoer na een van hierdie 3 toe. Net so is daar gevind dat met mitokondria kan dit teruggevoer word, maar die interessantheid is, as 'n mens kyk na mitokondrale DNA studies, dan wys dit dat feitelik die helfte van die Askenazi Jode uit teruggevoer kan word na een van 4 moeders toe. Onthou nou, Askenazi gaan nie terug tot hier nie. Hulle is baie later, hulle is na Christus en hierdie is voor Christus wat ons van praat. So ons kry hierdie moederlike lyn wat voorkom in die Askenazis, en ons kry hierdie vaderlike lyn wat Jensen en dit is 'n deel van sy doktorsgraad wat hy gedoen het, wat ons daarin kry. En hierdie studies, al 2 studies, bewys definitief dat die Khazar teorie oor die Askenazi Jode heeltemal verkeerd is. So, die feit dat net die helfte van die Jode se moederlike lyn suiwer is, beteken nie dat dat die Askenazis nie suiwer was nie. Dit is nog steeds, dis 'n baie hoër persentasie as wat jy in die meeste ander groepe kry. Maar dit toon aan dat daar ook invloede van buite was. Daar kon Jode bygekom het in daardie groep, of dit kan wees as gevolg van ondertrouery wat plaasgevind het. So, die Jode stem ooreen met dit waarmee hulle ooreen behoort te stem, en dit is vir ons 'n bewys dat hulle suiwer gebly het deur die jare. Afgesien van die DNA-studies en die bevolkingsstudies wat gedoen is daar ook studies gedoen om te kyk na die oorerwing van sekere siektes. En een van hierdie siektes waarna gekyk is ek het net nog gepraat van die plek in Duitsland, dis by Erfurt, wat die mense, wat hulle die lyke opgegraaf het. En opgrawings het daar getoon dat die mense toe dieselfde oorerflike siektes gehad het as wat die Jode vandag het. En dit is Erfurt wat in die middeleeue die klomp daar begrawe is. Daar is 20 verskillende oorerflike siektes bestudeer,
onder hulle Tay-Sachs disease. Dit is 'n siekte wat veral onder die seuns voorkom, jong seuns, en dit is hoofsaaklik by Jode, en dit is 'n toestand waar die seentjie heel dikwels sterf. Met ander woorde, bevolkingsstudies, elke moontlike studie, wys vir ons dat die Jode, en dit is al die tipes Jode wat ons kan kry, stem ooreen. En dit laat die vraag ontstaan, hoe is dit moontlik? Want ons het gekry dat die tempel 70 na Christus vernietig is. Maar die ooreenstemming wat daar nog steeds in die Jode is dat die Jode deur al die eeue Israel beskou het as hulle tuisland en Jerusalem as hulle hoofstad. Hulle is 'n groep wat hulle taal behou het, hulle het bly Hebreëus praat, en geen ander nasie praat Hebreëus nie. Hulle het vasgehou aan hulle kultuur, aan hulle feeste, aan hulle manier van aanbidding, aan hulle godsdiens. En geen ander godsdienstige boek verwys na Israel, Sion of Jerusalem naaste by so dikwels as wat dit in die Torah, die eerste 5 boeke, die Pentateeg, gedoen word nie. Ons kan ook kyk na die verskillende priesterlike stamme van Israel. Almal stam van Levi af, maar hulle is verdeel in 3 verskillende groepe op grond van die tipe diens wat hulle in die tempel gedoen het. So kry jy die Kohanim, die Leviim en Jesraelim. En al hierdie groepe se DNA deur al hierdie eeue heen bly omtrent dieselfde. Daar was 'n Sephardiese Joodse rabbi van 1138 tot 1204, Maimonides, wat die Mishneh Torah geskryf het. Dit is eintlik 'n kommentaar op die Mishnah. En hy het dit beskryf dat die Lewiete wêreldwyd die ideaal nastreef om suiwer te bly. En van hierdie stam van Levi kom Aaron en sy afstammelinge, die Kohanim of Kouens, soos ons hulle beter ken. En baie van daardie Jode dra vandag nog van Kouen, en dit is afstammelinge van Aaron. Ander Jode wat nie 'n direkte afstammeling is van Levi of Aaron nie, maar wat mettertyd in die priesterdom ingekom het, dis die sogenaamde Jesraelim. Mense wat oorgeskakel het na Judaïsme, en dan 'n afstammeling is van die Leviim of Kohanim, word geklassifiseer as die Jesraelim. En tussen die Kohanim en Leviim Y-kromosoomstudies word die suiwerheid van die groep aangedui. Selfs tussen die Askenazi Jesraelim kry jy dat Y-kromosoomstudies aandui dat die meerderheid mans een van 4 verskillende haplotipes het. Nou om te kyk na 'n haplotipe, hier aan die linkerkant is hopeloos te klein, u kan nie sien wat daar aangaan nie, maar dit is ingekleur volgens die kinders van Noag. Met ander woorde, ons sit hieronder met Gam, ons sit met Sem en Jafet in die blou en groen, en al die Jode kom uit hierdie groep uit. Die haplotipes wat veral onder die Jode voorkom, is die J1, die K en die waar is die ander een wat ek nie nou kry nie, E3B. Hy word nie aangedui hier nie. Maar dit is baie interessant dat ons nog steeds daar dieselfde groepe kry, en dat
hierdie groepe heel uniek is. Jy kry bitter min ander mense met die ken, net so kry jy bitter min mense buite die Jode wat die J1 het. As ek na my eie Y-kromosoom kyk, dan val ek onder hierdie R1 groepe wat ons hierso sien wat 'n Europese oorsprong eintlik het. So, hoekom het die Jode deur die jare behoue gebly? Hulle het behoue gebly omdat God die Jode as sy uitverkore volk het. Hy het hulle 'n taal gegee wat hulle behou het deur die jare. Hy het hulle beskerm ten spyte van vervolging in al die lande wat daar beland het. En hoekom het God die Jode in stand gehou? Hy het hulle in stand gehou om terug te keer na Israel toe, sodat hulle daar sal wees om Jesus te ontmoet as Jesus met sy wederkoms terugkeer na die aarde toe. En die Jode word teruggeroep na Israel. Op hierdie stadium, dit is so 2 jaar terug, was daar vir die eerste keer meer Jode in Israel as wat daar in die res van die wêreld is. En sedertdien het daar nog miljoene Jode teruggekeer. Die syfer wat ek vir u noem, dink ek was net voor die oorlog tussen Oekraïne en Rusland begin het. En uit beide lande het baie Jode teruggekeer. Die antisemitisme wat daar tans heers in die wêreld maak dat Jode terugkeer na Israel. En as jy hierdie mense vat wat terugkeer, dan vind jy hulle DNA stem ooreen met wat dit behoort te wees vir mense wat in daardie land woon. So God het sy volk behoue gebly, want hulle is deel van sy raadsplan. Hulle is diegene wat Jesus gaan ontvang by sy wederkoms, en wat dan verbaas aan hom gaan vra, waar kom daardie merke aan die hande en voete vandaan? En hy gaan hulle antwoord, dit is merke wat ek gekry het in die huis van my familie. Jesus is 'n Jood. En hierdie mense waarvan ons nou praat, die mense wat in Israel woon, is Jode. En moenie dat jou kerk by jou kom met allerhande stories en sê die kerk het die Jode vervang nie. Dit is onsin. Die wetenskap bewys dat dit nie die geval is nie. So, die Jood is Jood omdat God hulle behou het as Jode. Hy het hulle getaak vir sekere doeleindes. In sekere groepe van die, veral onder die Cohens, die afstammelinge van Aaron, kry jy dat daar sekere geenkombinasies is wat in 98% van hulle voorkom. Hulle is suiwerder as enige ander volk ter wêreld. Maar die wêreld ontken hulle suiwerheid. Die wêreld ontken die werk wat God doen, dat God getrou is oor sy volk en dat hy sy volk nie uit sy hande laat glip nie. En in steede daarvan om daarteen gekant te wees, moet ek en jy daaroor verheug wees. Dit beteken, as God ons as sy kinders aangeneem het, is daar niks wat ons uit die hande van God kan red nie. God is met ons, waar ons ook al gaan. Kom ons aanvaar dit en ons leef daarvolgens. Hemelvader, dankie dat ons tot u troon kan nader. Here, baie dankie dat u ook vir ons die wetenskap gee om te bewys dat u volk in u land woon, dat hulle wag op die koms van Jesus Christus. Here, so wag ons ook op die wederkoms van die Here. En ons dank u dat u ons uit genade gered het, dat ons ook ingeënt kon word op die olyfboom, soos dit vir ons in Romeine 11 beskryf word. Here, maar baie dankie dat u stamme van die olyfboom, die oorspronklike boom, laat behoue bly het, en dat daardie stamme ook besig is om terug te keer, dat ons as 'n eenheid u kan aanbid mettertyd. Maar Here, daardie oorspronklike stamme het nog nie vir Jesus aanvaar nie, en ons vra u om hulle harte voor te berei op dit wat gaan kom, dat hulle u kan vind, en dat hulle aanvaarbaar gaan wees, dat hulle ook u koninkryk kan beerwe. Here, ons vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, in die naam van Jesus Christus.
Amen.